Ons almal kry verrassings in ons lewens. Aan die een kant kry jy positiewe verrassings en aan die ander kant kry jy negatiewe verrassings. Positiewe verrassings is wanneer iets goeds en iets wonderliks of iets waarvoor jy gehoop het met jou gebeur en dis hierdie wonderlike, vreugdevolle, hoopvolle oomblik wat plaasvind. Dit is dalk een of ander beurs wat ontvang is of een of ander prestasie wat behaal is, maar die uiteinde van die saak is die feit dat dit gebeur het jou verras. En aan die ander kant dan kry ons negatiewe verrassings. Verrassings wat ons skok. Verrassings wat ons omkant vang. Verrassings wat die hele rigting waarin ons lewens invat, radikaal kan verander. En wanneer Petrus sy brief aan die gemeente is in vandag Turkye in Klein-Asië skryf, dan skryf hy vir hierdie mense wat 'n dubbele verrassing ontvang het. Wat aan die een kant gelowiges geword het en die Here aangeneem het as hulle verlosser en hulle saligmaker en dis hierdie wonderlike, fantastiese ding. Maar die ding waarop hulle nie voorberei het nie, is die feit dat omdat hulle hierdie geloof aangeneem het, omdat hulle hierdie besluit geneem het, gaan hulle uitgestoot word uit hulle gemeenskappe uit. Gaan hulle nie kans kry om ekonomies deel te neem in hulle omgewing nie, gaan hulle swaar kry. En Petrus sê dan nou in sy brief vir hierdie mense, maar weet jy, om 'n Christen te wees, om 'n gelowige te wees, om 'n pad met die Here te stap, moet ons nie verbaas wees as ons swaar gaan kry. Moet ons nie verbaas wees as dinge ons gaan verras vir die goed en vir die sleg nie. Want dan herinner hy hulle, wat het met Jesus gebeur? Jesus het die gewig van die kruis op sy skouers gedra. Jesus het swaar gekry. Jesus het 'n onmenslike hoeveelheid lyding moes deurgaan. Nou hoekom is ons elke keer geskok wanneer dit met ons gebeur? En hier lê die mooi in die finale hoofstuk van Petrus. Dus hy sê, hierdie wêreld waarin ons leef, hierdie dinge wat vir ons swaar kry beteken, wat beteken dat ons gaan ly, beteken dat ons verbaas gaan wees, beteken dat ons soms bang gaan wees, is 'n teken dat die duiwel ook besig is om in die wêreld te werk. Maar God, deur sy Gees, deur die Gees wat in ons woon, werk op 'n aanhoudende, konstante manier, sodat die wêreld kan hervorm, sodat die wêreld kan genees, sodat die wêreld kan herstel. So ek wil jou vra, as jy jouself bevind in 'n tyd waar jy swaar kry, as jy jouself bevind in 'n tyd waar jy nie seker is wat die uiteinde van die pad is nie, as jy jouself bevind waar jy nie antwoorde het nie, en dit voel asof die Here nie daar is nie, onthou, Jesus Christus het ook gesê, my God, waar is U? Swaar kry is deel van die lewe. Maar God beloof, soos Petrus dit noem in ons gedeelte hierdie week, dat hy saam met ons die pad stap. Al voel dit nie so nie, al lyk dit nie so nie.
God is by jou. Baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk. Jy kon besig gewees het met soveel ander goed. As jy van hierdie video gehou het, gee vir ons 'n like. As jy iets wil sê, dalk miskien jou getuienis deel van hoe die Here jou deur 'n moeilike tyd gedra het, komment hieronder. En as jy meer wil sien, of as jy wil deel wees van 'n geloofsgemeenskap, eerstens subscribe tot ons YouTube kanaal, maar meer as dit, kom word deel van ons geloofsgemeenskap. En dan sien ons jou Sondagoggend om 9:00. Mag die Here jou ryklik seën. Amen.